Nou ja, meneer Barnard, vandag praat ons met nog 'n entrepreneur en ek dink hierdie gaan dalk 'n interessante een wees. Ja, dis ons 'n voorreg om vir Willie van der Heever te hier in die ateljee van Impie Canvas, klein begin, canvas tente in Potch en Noordwes en nou prof internasionaal reg oor Afrika, Amerika. Hier vanuit ons agterstoep. Ja, so baie klein begin, nou baie groot, so is ons 'n voorreg om vir Willie saam met ons in die ateljee vandag te hê. Dis vir ons heerlik om vir Willie van der Heever van Impie Canvas hier in die ateljee te hê. Willie, baie dankie, baie welkom hier by ons. Dis altyd vir ons 'n voorreg om 'n entrepreneur, besigheidsman uit Potch uit hier te hê en bietjie met ons te gesels en te deel met ons. Maar voor ons nou al ons moeilike vrae vir jou vra, kom ons begin by 'n maklike ene. Vertel so 'n bietjie van Impie Canvas, waar kom dit vandaan, waar dit begin? So, en jy kan eintlik maar die geskiedenis so 'n bietjie met ons deel. Jaco, baie dankie. Impie Canvas, die besigheid self het begin, is die geregistreerde besigheid het begin in 2018. So ons het hom so afgetrek so 2 jaar voor COVID wat 'n wonderlike challenge was. En dit het maar begin uit 'n liefde uit vir die buitelewe. En dit het ook nie begin met tente nie. Dit het begin met 'n boswa. Dit het regtig begin met 'n boswa. Ek is nie iemand wat hou daarvan om in 'n klein boswa te slaap nie. So toe sê ek nie ons gaan 'n boswa bou. Maak jy maar jou eie. Toe bou ons eie boswa en dis waar die hele ding begin het en die hele, jy weet, die opgewondenheid van die dinge mekaar sit en om te laat werk en hy werk en dit lyk goed was nogal 'n baie goeie ondervinding geweest en daarvan af het ons besluit om in die canvasbedryf in te gaan en dan ook te kyk na tente, kleiner kamptente en vinnig het die mark ons begin stoot in 'n rigting om te sê daar is ander geleenthede in canvas wat aansienlik beter geld maak en ook natuurlik wat vir jou buiteland oopmaak en dit is waar Impie Canvas basies begin het. Ons het begin by 'n boswa en vandag doen ons tente. Doen jy nog steeds die boswa? Want ek nie eens geweet van die boswa nie en ek Nee. ek is 'n ou wat hou van kamp en ek is hier in Potch en so is die boswa daarmee heen. Is daar te veel kompetisie by die boswaans en baie minder by die canvas? Die boswa is nog daar by die huis. Ek moet sê die tent is nie meer op die wa nie. So nee, ons is nou nie meer bo op die waans nie. Ons is nou 'n bietjie meer gemaklik in die karavane. Maar nee, die boswaans, ons is glad nie meer in die bedryf van boswaans nie, glad nie. Ons is nie meer daar nie. Alhoewel ons wel 'n kampafdeling het, maar dit is nou op ons nuwe been wat ons het, Impie Outdoor. Daar gaan ons kampgedeelte natuurlik begin in die volgende paar maande. Okay, baie interessant. Jy het voor ons begin het gesê jy's 'n eerste generasie entrepreneur. So hoe het jou besigheid die eerste jaar, jy het nou vir ons 'n bietjie vertel van die geskiedenis, maar hoe dit toegelyk en wat dink jy is die grootste verskil met waar jy vandag staan? Ek dink as jy uit 'n huis uitkom wat albei jou ouers gewerk het en jy weet my pa was maar sy lewe lank betrokke gewees maar op die myn, jy weet, en dieselwerktuigkundige gewees. So dis nie mense wat in besigheid was nie. En as jy as 'n entrepreneur begin, is 'n ding wat al vroeg in jou is. En 'n ding wat al vroeg begin karring aan jou. En om 'n besigheid te begin so is daar's 'n paar uitdagings daaraan want eerste plek jy het nie 'n klankbord nie. Jy kan nie oorstap na 'n pa wat reeds in besigheid is of ouers of so en sê ek het hierdie plan. Wat dink jy daarvan? En so jy gaan die foute moet maak en jy maak die foute. Glo ons het ons foute gemaak in die begin met besigheid. En maar vinnig het ons dit opgetel en stelsels in plek gekry en seker gemaak dat ons met die regte mense begin praat en die regte mense aanstel. En deur daai prosesse het ons vandag die besigheid gekry op 'n punt wat ons kan sê reg is bestuur en luister na baie raad van mense wat weet wat hulle doen. En die verskil van die besigheid wat begin het tot vandag, dit is definitief nie dieselfde besigheid nie. Dit is 'n heeltemal ander besigheid al. Ek wil aan iets raak, prof. Wat ons die vorige keer het ons met Johan van Rensburg van Als gesels en hy het ook baie gepraat oor mentors. So en jy sê jy het nie 'n pa gehad wat jy kon daar gaan nie, maar jy het nou net ook wel gesê jy het met slim mense gaan praat, mense wat weet. So ek aanvaar daar's ook mentors wat jy kan sê, jy's hierdie ou of daai persoon het regtig 'n verskil gemaak en ek kon bietjie na so 'n persoon toe gaan, seker reg? Absoluut. Ek dink nie het een mentor, jy het 'n paar mentore wat in besigheid is. En van die mense is in Potch, mense wat regtig goeie suksesvolle besighede bestuur. En dit is
altyd lekker om in hulle geselskap te wees en te luister hoe hulle doen. En dan kom jy ook baie vinnig agter as jy weet toe die besighede nog jonk was, dat hulle dieselfde foute gemaak, jy weet, en hulle maak vandag nog foute. So jy is nooit te oud om te leer nie. 'n mentor is altyd iemand wat jy bietjie meer lekker kan klankbord en wat vir jou kan sê, hoor jy kyk hier bietjie hierna en kyk daarna. So om 'n mentor te hê en om 'n paar mense rondom jou te hê wat in besigheid is 'n baie groot voordeel. So dat dit dra baie by tot die besigheid en dit haal baie van jou foute uit. Willie, jy het nou 'n baie belangrike ding vir my, dink ek gesê, en dis wat jy gesê het, en besighede, suksesvolle besighede maak vandag nog foute. Weet jy moet weet, dis nie smooth sailing nie, en ek dink Warren Buffett het oor beleggings gesê, solank jy net meer kere reg is as verkeerd. Ja, is jy op die regte pad. Absoluut. Ek hou daarvan om 'n bietjie te kyk na Richard Branson ook. Ek sien hom as die ultimate entrepreneur in die wêreld. Jy weet hoe hy so goed begin het, maar as jy eers kyk hoeveel foute hy gemaak het in die begin, hoeveel besighede toegemaak het van hom in die begin, dan laat dit jou leer dat as jy 'n entrepreneur is, moet jy nie toelaat dat daai goed jou potjie nie. Moenie dat daai goed jou op die grond neersit en dan dink jy nie is onsuksesvol gewees nie, want sukses word gemeet in verskeie maniere. Maar om jy regte goed te doen en om seker te maak dat jy met die regte mense praat is van baie groot belang. Maak ons vandag nog foute? Absoluut. Ek dink nie dit gaan ooit ophou nie. Ek dink as jou besigheid ophou foute maak, het jou besigheid ook opgehou groei. Maar weer eens, as jy daai fout gemaak het, kry stelsel in plek. Maak seker as dit 'n fout is wat jy dalk sukkel en moeilik hanteerbaar is, kry kennis in, kry die manne in wat hierdie goed verstaan en praat met hulle, want as jy eers die dag te slim raak vir jouself, dan gaan jy lekker foute begin maak. Willie, as ek sommer op daai punt so bietjie persoonlik kan raak oor julle besigheid, is daar een of twee van die foute wat julle gemaak het wat jy bereid is om te deel en dalk miskien ook te deel, wat het jy daaruit geleer, wat het die besigheid daaruit geleer? Ons het die voorreg gehad om 'n besigheid te begin en tipies sosiale media, jy kan jouself baie groter opblaas en baie groter laat lyk daar buite as wat jy werklik is in die begin. En dit het 'n positiewe en 'n negatiewe kant erom gehad. Positiewe kant, groot kliënte het jy skielik begin bel. Negatiewe kant, dan sê jy vir jouself, hoe gaan ons hierdie ding gebou kry? Jy weet, van ons eerste groot tente het ons gebou, dan steek jy punte letterlik by die fabriek voor en agteruit, want daar is nie plek nie. Die kliënte dra nie kennis van daai pragtige tent wat staan op daai lodges. As hulle staan op 5-ster lodges, dan dink jy in die begin, hoe is daai goed, hoe het jy dit afgetrek? Jy weet, weer een kom ek terug na Richard Branson toe wat hy gesê het, jy weet, kry net die werk. Dan figure jy uit hoe jy dit gaan doen. Maar foute wat ons gemaak het is vinnig gegroei. Definitief. Ons het baie vinnig begin groei, ons het baie vinnig stelsels op plek gekry het. Jy moet pas op, want vinnige groei kan baie negatief vir jou besigheid ook wees, want jy kan baie keer die groei nie hanteer nie. So ons het daai lesse ook baie vinnig geleer. En natuurlik met vinnige groei moet jy ook pas op vir jou kontantvloei. Dit is een van die groot goue reëls in 'n besigheid, is absoluut jou kontantvloei moet altyd in plek wees en reg wees. En as jy altyd praat met die groot ouens weer eens en dan kom terug as jy met baie van die mentors praat ook, dan kom jy agter dat tot vandag toe is kontantvloei en baie besighede 'n probleem. Die ouens pak goed aan en dan projekte loop nie soos wat hulle moet loop nie, betalings kom nie eens met inkom nie en dan moet jy versigtig wees. So jy moet altyd daai buffer hou. So foute gemaak, ja, definitief. Maak ons vandag nog foute? Ja, foute. En die kontantvloei en bly inkom. Jy weet nie hoekom nie. So ons moet dit baie fyn bestuur. Ja, ek dink daar's 'n tema wat deurkom in hierdie gesprek is presies, ek wil amper sê dieselfde goed word herhaal en dis vir my eintlik positief, want dan beteken dit, daar's 'n paar goed wat as jy bietjie luister en lesse daaruit leer, dan kan dit vir jou die dinge makliker maak. En kontantvloei is nou tipies een, vinnig groei. Een van die mense het ook gesê, partykeer moet mens nee sê vir besigheid, net om te sê, maar jy kan net nie alles vat nie, jy gaan jouself in die moeilikheid in ja sê, maar jy is so desperaat, en ek dink veral in die begin, as jy besigheid, jy wil nie nee sê, dit voel nie reg nie, en dan die mentor deel, wat jy gesê het, jy moet iemand kry wat jy kan, by klankbord, wat jy by idees kan kry, en dan eintlik idees toets, en net bietjie insig kry. En dit is nie noodwendig op jou veld nie, soos jy sê, jy soek eintlik ouens wat nie in jou veld is, wat jou bietjie kan raad gee oor goed wat jy nie van weet nie. Ja, die ou wat van buitekant is, enige persoon, 'n mentor of 'n ander besigheidspersoon of net 'n vriend of familielid wat buitekant staan en inkyk, sien iets anders te raak by jou. En hulle is gewoonlik die mense wat ook dan vir jou dit sal sê. Jy weet, en jy moet kritiek, as dit kom by besigheid, baie positief opvat. Mense wat dink hulle probeer slim hou en nie kritiek reg kan hanteer nie, is 'n baie groot fout. Jy weet, jy moet kritiek regtig goed kan hanteer en goed daarna kan kyk, want as jy raad en kritiek nie reg gaan hanteer nie, dan maak jy jouself oop vir 'n ander moeilikheid ook daar. Maar dink jy daar sekere eienskappe wat suksesvolle entrepreneurs onderskei van die wat dit nie maak nie? Iets wat maak wat dit anders, dink jy dis net partykeer
the luck of the draw? Een ou maak dit en die volgende ou nie? Of dink jy daar's iets wat die ouens onderskei? Ek dink dit wel so, ja. Ek dink luck of the draw wat jy genoem het. Baie mense sê dis geluk, maar jy het ook jouself in die posisie geplaas om my geluk te ervaar het. En as ek kan terugkom vandag met 'n staaltjie, as ek het 'n onderhoud gekyk met van Skalk Burger se ma se saam rugby gespeel het oor see. En die rede hoekom ek hierdie ding inbring is ek dink 'n entrepreneur word in 'n mate ook gebore. Ek dink dis 'n ding wat van vroeg af in jou lewe gebeur en iets wat jou prikkel van vroeg af. En daarbey sê ek glad nie iemand wat so gebore is, het dit glad nie in hom nie. Maar wat met Skalk Burger gebeur het is, sy spanmaats het vir hom vertel het, wat die kamera vertel, terwyl hulle dood oefen in die gym, dan loop hy rond met 'n koeldrank en 'n pakkie chips in sy hande. En hy oefen en môre speel hy 'n dodelike game. Skryf die mense op die veld af en wat daarbey gebeur is, dis 'n ding waarmee hy gebore is. Dis 'n ding wat van vroeg af gekom het. Dit vat vir hom baie minder effort om baie goed te speel en baie fiks te word. En dieselfde met entrepreneurskap. Jy word in 'n mate gebore daarmee. Dis iets wat uit jou uitkom. En as jy dit nie sterk het nie, is dit iets wat jy definitief kan aanleer. Maar ek dink dit maak die natuurlike entrepreneur. Dit gee hom net so 'n paar trappe vorentoe op die oomblik, met die manier hoe hy dink, die manier hoe hy risiko aanvat. Ek dink daar's definitief 'n paar elemente wat hy doen. Ek verwys na toe ek myself klein was en of in laerskool was, het ons baie projekte aangepak, baie klein goedjies aangepak wat jou geprikkel het as 'n jong man om agter te gekom het, ek kan my geld maak. Ons het nie groot geword in 'n huis met baie nie. So jy het altyd 'n plan gemaak om ekstra geld te maak en hier die voorbeeld gebruik is, ons het gegaan na die golfbane, dan gedink ons die golfballetjies uit. En daai aand sit jy in daai bad met 'n nalborseltjie, jy skrop al die balletjies skoon. Want jy weet volgende daai gaan ons hulle verkoop. Jy weet jy caddy, daai tyd is dit vandag vir die kinders vertel, jy het gaan gras sny vir R1. Jy weet jy het gaan koerante aflewer vir die hele maand, dan kry jy R88, jy weet. En nou as jy R88 saam met die golfbal sit, dan kom jy baie vinnig hier by R100 'n maand uit. en dis al sulke klein goedjies wat gebeur het. Die entrepreneur daar by die skool ook, jy weet, mense gaan vinnig dan sê hulle ag ons gaan koop sommer 20 cupcakes gou daar by Turkstra en verkoop dit vir die kind. Jy weet, gee dit vir die kind dat hulle tog net hierdie entrepreneur dag verby kry. Daar's 'n baie dieper mening agter dit. Dit het met jou kind gebeur binne in hom om te sien hoe hy hierdie produk vervaardig. Heel moedig van 'n rou produk af en hoe hy nou met 'n paar rand in sy hand sit. Dit is 'n ongelooflike ervaring. Vir daai kind, die ouer mag dalk dink dis 'n 50 of 'n 20 rand wat hy dalk wins gemaak het, maar vir die kind is dit 'n ander ervaring. Maar op dit wat jy nou sê, Willie, wat ek altyd gedink het oor die entrepreneur daarin, is die kinders leer ook baie minder as ma en pa eintlik maar net al die bestanddele en goed gee. En hulle weet nooit om 'n wins uit te werk en te besef maar daar's iets agter nie. So ek dink dis 'n baie belangrike opmerking wat jy daar maak. Baie belangrik. Laat jou kind toe om daai klein foutjies te maak met rande en sente in die begin. As wat hy later van tyd aspirerende entrepreneur is en hy maak dalk die groter foute. Daai klein lewenslessies maak alles daai beker van sukses bietjie vir bietjie vol. Later van tyd gaan jy begin eetlepels en teelepels ingooi en jy gaan daai beker begin voller en voller maak en dit gaan vinniger en makliker gebeur want dan raak dit 'n outomatiseerde denkwyse in jou. En ek dink dis die groot ding wat jy moet verander in ons jeug vandag en in ons kinders vandag is die denkwyse rondom dit. En daarmee vat ons niks weg van die private sektor nie. Baie mense is baie suksesvol in die private sektor en hulle doen baie goed daarin. Ek glo dat die toekoms van die jeug is in entrepreneurskap. Ek dink regtig waar ons het baie potensiaal in hierdie land. Ek dink baie mense sien dit nie raak nie want hulle wil dit nie raak sien nie, maar daar's baie geleenthede definitief. Maar om ons jeug reg te ontwikkel en om ons kinders te prikkel met verskeie klein projekkies is van baie groot belang. Ek weet skooltake en ek dink ons om mekaar redelik ons hande opsteek daar. Dan kom 'n skooltaak dan aan die helpie mag gou daar. Ek kan onthou die kinders dan het in Bailey Park het hulle so 'n hidroliese ding gehad met inspuitings. O ja. Hulle lig hy ding so op. Kyk, daar het my gefassineer. Ek het daai hele ding gebou en ek het hom gebou dat hy moet draai ook. En daai geel en rooi kleure inspuitings nê. En op 'n dag het jy hom klaar gebou en die kind vat hom skool toe en ek dink hy onderwyser kyk en dink hy ag nee, dis mooi, jy weet. Maar en 'n ou moet dit nie doen nie, want daai klein foutjies om daai inspuitingkie te druk, die verskillende kleure en hy sien die dinge gebeur voor hom of haar maak 'n groot verskil. Dit doen. Ek het altyd vir my kinders gesê ek is meer trots op jou 60% vir jou eie taak as wat dit 'n 80% is, maar ek het hom gedoen en jy het niks geleer. Ja, absoluut. Ja, interessante opmerking wat jy gemaak het en ek stem 100% saam. Ek dink daar's soveel geleenthede vir die jeug in Suid-Afrika wat entrepreneurskap betref, maar ek het wel iemand het nou die dag die volgende gesê en daar's baie waarheid in, want ek dink nie almal kan entrepreneurs wees nie. Soos jy sê, daar's 'n groot mate van ingebore en 'n dryf en hoe jy groot word. Ek dink daar's klomp goed wat 'n rol speel. Maar toe sê iemand,
jy moet baie dankbaar wees vir die skoolstelsel, want die skoolstelsel berei die kinders voor om jou werknemers te wees eendag. Hulle leer om 8 tot 5 te werk en om so te wees en toe dink ek dit is eintlik nogal baie waar, né? Dit is amper hartseer, maar almal kan nie intermediairs wees nie. Daar's baie meer besig of werknemers as besighede. Dit is die realiteit, maar ek weet hierdie gaan nou oor entrepreneurskap en dis ek kan amper sê die eerste prys. Dit klink nou erg, maar dis wat mense wil hê. En daar is geleenthede. Daar's baie geleenthede daar buite en die probleem met sosiale media vandag en waarin die jeug blootgestel is. Hulle sien Jake Paul en daar's 'n klomp ander mense wat hier miljoene maak. Jy weet, hy bring 'n koeldrank uit wat sommer R50 kos en dan môre is hy R5. Jy weet, naas op besigheidslesse om daai te leer. Jy weet, as jy redelik populisties gaan optree, dan kan jy ook jou geld maak met 'n ding. Maar ek dink daar's baie lesse te leer vir die jong mense om te weet jy het nie nodig om 'n sagte ware maatskappy te launch wat môre $1 triljoen gaan werd wees nie. Hulle het iewers te begin. Impy Canvas het letterlik begin uit 'n motorhuis uit. Ek het aandag baie dat ek het gesien van Beesdam ook van Jooste. Het hy ook so 'n video gedoen, het hy ook so rondgeloop het en net teruggegaan na die plek toe waar Beesdam begin het. En ook 'n trotse besigheid wat jy weet wat sy goed wyd rondstuur in die wêreld in. En alles het begin in garages uit. Elon Musk het begin uit 'n garage uit Pretoria uit. Dit is die grootste maatskappye want dit is waar jy jou ouers die eerste opoffering maak is om my motorhuis oop te maak vir jou en jou toe te laat om daarin te beleef. Goed of sleg, dit maak nie saak nie. Dit skep wel 'n ding binne in jou. En so groei maatskappye. Ek meen om julle idee te gee, toe ons met Impy Canvas uit die motorhuis het beweeg het, toe gaan ons eerste fabriek in en toe ons eerste tent daar bou, toe moes ons die reëling van die trappe afsny om my tent in daai fabriek te kon laat pas. Want die tent het nie gepas in die fabriek. Dit was maar 'n klein tent van 10 by 4 meter, maar het nie in die fabriek gepas nie. Maar ek dink Willie, jy noem nou 'n ander belangrike ding wat ek en Jaco altyd oor praat as dit gaan oor jou eie besigheid. En dit is dat jy moet jou oorhoofse koste in die begin so laag as moontlik hou. Ja. Dis hoekom die ouens begin in 'n motorhuis, want jy hoef nie huur te betaal nie. En ek dink baie keer dan wil ons hierdie extravagant kantore en groot fabrieksgeboue hê, maar die regtig suksesvolle ouens het eenvoudig begin. Hy het eenvoudig begin. En die groot voordeel vandag van sosiale media is jy kan besluit hoe moet jy daar buite lyk. En so besighede vroeër jare begin ek hoe nie besluit het nie. Jy's in 'n gedrukte ding, jy's in 'n koerant en daar gaan jy aan met dit. Maar definitief, ek stem 100% saam met jou. Dit is die groei van 'n klein besigheid uit enige plek uit wat van groot waarde is. Wil ons wil gou so 'n bietjie gesels oor raad vir entrepreneurs. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor vir kinders en ek dink dis bitter belangrik dat die kinders groot gemaak word en kans gegee word om foute te maak. En ek dink dis baie belangrik en ek dink oor myself en my kinders hier uit en dan dit doen so 'n bietjie introspeksie en ons is in 'n mate te veel dieselfde, maar ons is altyd so 'n bietjie, ons like nie risiko nie. Dis kom ons rekenmeesters is. So ek is alles vir entrepreneurskap, maar daar's al 'n rede kom ek vir 'n salaris werk. Ons het al baie gesê, as hulle betaal ons net te veel om te loop. En dis daai risiko deel. Ons is nie bereid om die kans te vat en te sê, maar hier is 'n groot ding, los daai agter. Dis net te gemaklik. So my vraag is, en dis 'n goeie inleiding tot dit is, watse raad sal jy vir iemand gee wat tans 'n werk het? So ons beweeg van die kinders, die ou wat nou 'n werk het, luister na hierdie program en sê maar, ja, ek het eintlik hierdie droom, maar ek sit in hierdie werk om 'n eie besigheid te begin. Watse raad sal jy vir so iemand hê? Het jy raad vir so iemand? Dis dalk nou 'n moeilike vraag. Ja, ek dink die voordeel van baie klein besighede wat begin is, hulle het nie 'n finansiële agtergrond nie, so hulle kan nie gaan skuld maak nie. Ek dink dis 'n baie positiewe ding. Ek dink die bank kyk so na jou, dan die ou wat saam met jou begin werk het, sien jy het 'n nuwe voertuig gekoop, maar ja, wat is die rede kom ek as jy eienaar nog nie eens 'n voertuig kan koop nie. En ek dink een van die groot dinge is hou jou risiko so laag as moontlik. As jy 'n goeie besigheid wil begin 'n besigheid wat werk met 'n deposito. Want as jy 'n deposito het, daai deposito betaal heel moontlik klaar die insette. En dit vat jou risiko weg van as die kliënt dalk nie 'n finale betaling doen nie. Nou dis nie moontlik in al die sektore natuurlik nie. Baie van ons sektore is van die besighede is 'n ding wat jy diens moet lewer en dan word jy betaal. Maar weer eens as jy nie 'n deposito betaal word nie, beteken ook daar's ook nie risiko van materiale betrokke daar nie. So jy kan regtig 'n besigheid begin met baie min. Maar jy moet met een ding nie begin nie en dis met skuld. En as jy gaan eerlik wees en jy gaan hard werk en jy gaan 'n goeie diens lewer en jou kliënte diens lê op die heel einde van die bottom line, nie van jou finansies nie, van jou besigheid, kan jy nie 'n fout maak nie. Jy kan absoluut nie 'n fout maak daar nie. So, dis diep hier so, prof. Ek weet jy so diep ou die Willie, voorlaaste vraagie.
Wat sou jy sê is belangriker vir entrepreneurs? Harde werk, netwerke, geloof, tydsberekening of geluk? Ek dink as jy weet op TV het jy op 'n stadium 'n program gekry as jy letters so gemeng op die bord, dan sê hulle hoe jy met woorde uithaal. So ek dink as jy daai klomp woorde vat en jy gooi hulle saam, sal dit ook werk, want ek dink hulle loop absoluut hand aan hand. Om seker te maak dat jou besigheid 'n sukses is. Jy gaan jou goed hê wat jy in moet glo. Jy moet seker maak waar staan jy in jou geloof. Wat se geloof jy ook al is. Jy moet seker maak waar jy staan met jou geloof. En die mense rondom jou, die mense wat jou gaan ondersteun. So om terug te gaan na daai 4 woorde toe, nee, met hulle meng. Want hulle almal dra by tot groot sukses. Jy gaan definitief nie een keer uithaal daar nie. Okay, ek was gesels verskriklik lekker en dit is altyd die probleem met hierdie program. Ons praat so lekker, mense wil net aanhou praat. Ek hoop die luisteraars en die kykers wil ook aanhou luister, maar eers moet ons seker tot op einde kom. So my laaste vraag, as jy 3 en dit kan meer wees of minder wees, praktiese wenke het vir jong entrepreneurs, wat sou dit wees? 3 praktiese wenke. Glo in die produk en die besigheid wat jy begin. Weet dat jy die produk en die besigheid verstaan. Moenie net 'n copycat wees nie. Ek dink verstaan jou besigheid baie goed nie. Glo in die proses wat jy gaan aftrek en in jou as persoon en die mense wat rondom jou is wat ook glo in jou. Daai is van baie groot belang. En die derde ene wenke, ek kom weer terug na die kontantvloei toe, maar ons gaan hom nie 'n derde een maak nie, maar definitief 'n mengsel van goeie bestuur. Dit is ek dink daai 3 punte om jou kop neer te sit en nie van die hand tot die mond te leef nie. Moenie vandag geld kry en dit vandag gaan brood en melk koop met dit nie. Laat jou geld opeindig in 'n rekening. Kyk einde van die maand wat is moontlik vir 'n besigheid om jou te kan betaal, wat die waarde van jou besigheid en wat die waarde van jou tyd is. En volgens dit kan jy dan jouself elke maand betaal en jou leefwyse aanpas. Want as jy eers wegtrek, en vir almal vertel jy is 'n CEO. Kyk jy as jy besigheid gestig het, dis jy mos nou 'n CEO. En as jy 'n CEO is, dan is mos nou 'n wonderlike ding, maar ek dink dit kos vandag R1500 om 'n CEO te word hier in die Kaap as jy die company registreer. Maar die finansiële state is wat gemaak van hoe suksesvol hy CEO is, ja. Willie, verskriklik baie dankie vir jou tyd en jou insette. Ek wil jou 'n finale geleentheid gee om dalk met ons oor 2 goed net 'n bietjie te deel, as dat jy voel daar's nou iets wat jy graag sou wou sê, maar ons het dit nou nog nie aangespreek nie. Die een is net so bietjie rondom, hoe het julle by internasionale besigheid betrokke geraak? Ek meen, dit klink eintlik vir 'n nuwe entrepreneur onmoontlik om ooit eendag in daai veld te speel. En is daar enigiets anderste wat jy dink Jaco nou nog nie vir jou gevra het vandag nie, wat jy sommer net wil antwoord? Definitief. Ek dink as jy 'n besigheid aftrek, jy moet 'n besigheid aftrek as 'n entrepreneur wat jy weet hierdie produk moet internasionaal bemarkbaar wees. Nie onmiddellik nie, jy hoef nie dadelik af te trek nie, want dit is definitief 'n risiko wat jy vat om dit te doen. Maar as jy gaan kyk na die mark daar buitekant, en nie net dit nie, ons wat 'n baie kamp al opgesit het wêreldwyd, verstaan hoe lyk die Afrika mark op die oomblik en hoe wakker word hierdie Afrika mark en veral Oos-Afrika. En in Amerika, jy weet, het ons nou al kampe opgesit en die groot ding van as jy in daai rigting begin beweeg is maak jy ook vir risiko. Dit is definitief 'n groot ding. Maar die grootste voordeel daarin is jy vervaardig hierdie produk in rand en jy gaan verkoop hom in euros of in dollars. En selfs as ons kwoteer op in Afrika en word dit in dollars, gebeur dit met US dollars. En wat 'n ou ook moet besef is jy daai produk en jy die kliënt betaal natuurlik sy gelde dan nou in. En as daardie gelde dan nou inbetaal is, ook kom dit op BTW vry natuurlik in die land. En so anderswoorde, ons kan die BTW buite die land vra en so al jou aankope het jy daai voordeel natuurlik ook dan nou. So as dit kom by die buitelandse werk, dit het baie tyd gevat. Dit het regtig baie tyd gevat, baie navorsing gevat om dit te gedoen het. En ek kan onthou toe ons eerste skou afgetrek het daar. En ons het daai boks op 'n vliegtuig en ons staan daar in Amerika en die een ou het nog een van ons installeerders het 'n bloedklont gekry deur die long daar in Duitsland. Hy kon toe nie verder travel nie. En ons het daai tent opkry by die glamping show in Denver, Colorado. En dit is almal sien tenne staan, maar agter het baie dinge gebeur. So ek dink opsommend daartoe is kry 'n produk wat jy kan verkoop internasionaal. Kry 'n produk wat jy kan bemark internasionaal, want dit skep die mark as enige iets in ons lokale mark sou skeefloop, sit jy met daai aan die ander kant. Ons het byvoorbeeld gesien net vanaand terug weer verwys na COVID toe. Ons verkoop 'n luukse produk. Dis 'n toeriste produk en dit het ewe skielik doodstil geraak.
Ons kon hulle skuif want ons het COVID tente opgesit wat vandag natuurlik Litchi Safari tente is. En ons het maskers gemaak, baie maskers gemaak. Ons het byvoorbeeld nou met die oorlog dan sê vir jouself as maar daai ARA welders miskien vat en begin body bags maak met dit. So jy moet versatile wees, jy moet kan verander, nee. En as jy definitief as jy jou kan blootstel in baie meer markte, dink ek maak jy jou lokale risiko. Jy is nie so afhanklik van slegte politieke besluite nie. Jy is nie so afhanklik van slegte besluite wat reg rondom jou gebeur nie, want die mark wat jy in die buiteland vir jouself begin skep, het ook hulle eie uitdagings, maar ek dink dit balanseer baie goed uit op die einde. Sjoe, Willie, ja, ons het so baie dinge gesels en dis verskriklik lekker. Ek is seker elke kyker sal daarby baat. Ek selfs gesê ons twee, as ek nou hier net sit en dink die goed wat jy sê, dan dink ek by myself, daar was 'n foutjie wat jy met jou kinders gemaak het en mens moet so 'n bietjie meer laat gaan. Hulle praat ons van die helikopter era ouers wat so die hele tyd in beheer wil wees en ek dink dis baie keer toe ons kinders was, het ons ouers so 'n bietjie meer laat gaan en dat ek meen ons op ons eie baie dinge en ek dink daar's positief daarin en mense moet dit besef en dink ja, ons moet geleenthede skep vir ons kinders, maar nie oorneem nie. Daai entrepreneursdag, selfs dit die projekte. So ja, baie dankie vir jou tyd, jou insette. Baie sterkte vir julle besigheid en dankie dat jy die tyd gevat het om met ons te kom gesels. En ja, in die toekoms sal ons sekerlik weer met jou gesels. Baie dankie. Jaco, baie dankie. Baie dankie Jaco. Dankie Willie en ons hoop dat julle hierdie uitsending net so waardevol soos ons gevind het.